Ek groet u vanmôre in 'n nuwe jaar 2025. Ek groet u vanmôre inboorling volk van Suid-Afrika, kleerling verklaarde volk in die oorwinningsnaam Christus Jesus. Ek wil vanmôre ons hoofleier Frederik Stevens, ons president, die administrateur Jan Marits, ons voorsitter leraar Stevens, ons ondervoorsitter Pastor Louis, ons deputy leraar Henry Jacobs, ons hoofkommissaris Melvin Ines. Soos jy kan sien vanmôre praat ek uit 'n plek wat my hart baie seer is. As jy kan sien, al die grond behoort aan ons in die trust. Maar vanaf 2006 het Houtbaai se mense besluit dat ons gaan nie meer nie. En as jy gaan kyk daar aan die oorkant na die berg toe, het die DA geleide regering besluit dat hulle hierdie grond wat in Houtbaai is, wat vir ontwikkeling vir die breinmense moet wees, het hulle gaan verkoop aan privaat besit. Daar aan die oorkant, in die verte kan jy sien, so 'n groen dakkie, het hierdie regering besluit, hy gaan daai hele stuk berg aan die Russe verkoop. Jy sal sien, daar is 'n brandpad aan die Russe verkoop. En as jy daar kan sien, dis waar die wit mense bly, die klas. Nou daar het die breinmense afgesit gewees, 1965. En daai beach was, daai strand was dan gedoop as die wit strand, die White Beach. En so het hulle dan ons mense force remove tot hiernatoe. En as jy gaan kyk, hoe het elke persoon sy kinders op sy werf moes inprop. Jy kan nou mooi kyk hierso. So lyk dit in oral in die kusdorpe. Terwyl ons as inboorling volk, die kleerling volk, 'n trust het, wat ons nie eens van geweet het nie. Maar nadat ek ook deel was van die Khoisan, het ek in 2008 met die inauguration van Henny van Wyk 'n video gemaak waar ek deel was. Die ANC-agente was teenwoordig, van Zille Khoisan, Ron Martin en Tanya Kleinhans, almal van hulle was teenwoordig. Ek het nie geweet dat hulle so diep deur government gedeploy is. Het ek dan die afswering in Varkensvlei gedoen. Die terme kleerling. En dit het uitgekom in Engeland. En van daar af was ek gelaat weet deur familie van my, wat gewerk het, wat kontak gehad het met mense wat werk in die Crown Land Ministry, administrasie, en ook die erfenisdepartement. Wat my laat weet het, mense, as julle weet, dat die verwysing van die Hottentotte, waar hulle julle verklaar het as kleerlinge om die Hottentotte se bestaansreg, die inboorlinge, die native title heeltemal uit te vee. Theoretically, theorie op papier. En ons te verklaar dat ons verdwyn het, die geskiedenis en theorie van Pokke. Hulle het nie gepraat van die Hottentot proklamasie, wat uitgereik was om ons mense uit te moor nie. Lisensies was uitgereik om ons volk uit te moor. Ons mense was gejag tot met 1939. Was ons mense gejag. Daar's 'n begrafplaas, ook nie begrafplaas, 'n graf van Hottentotte, wat in 1925, 1939 geskiet was op 'n bevel van die boereregering rondom die Zulik Alberton. Julle wil nie verstaan hoekom ek julle sê die colored settlement areas buitekant
die Kaapkolonie, is al die kleerling woonbuurte. Westbury was die Westernburg Native Territory. Dis waar al die Hottentotte, so te sê, gebly het. Maar die South African Native, die wat uit die natuur, is 2 rasse, is 2 tipe stamme. Was rondom die Zoo Lakes gejag en geskiet. Die leer is nog steeds by die Rietvlei Polisiestasie, daar by Alberton. Dis hoekom jy Boksburg, Brakpan, allerlei plekke daarop het. Tekosa is onwettig, soos hulle ook geleer toe in Janga die goed gekom sit op ons grond. So het hulle hierdie plekke onwettig gesit. Ons mense in die vissersgemeenskap, die inboorlinge van die visdorpe, is liderlik 'n rad voor die oor gedraai met die ANC regering en die lawmakers se wetgewinge wat hulle gedop het. Die strategie van die Chinese wat geadviseer word om swart te verklaar, omdat hulle ook as kleerling bekend gestaan het en te gediskrimineer het. En hulle kry 70% ook van die lion's share van ons ekonomie. En terwyl ek hier sit vanmôre, wil ek praat oor die ekonomiese sabotasie wat bedrywe is deur die DA-geleide regering in die ANC wat in cahoots is, om die ekonomie en die werk en alles van ons mense, wat aan ons mense behoort, ons inboorling visregte, heeltemal te vervreem. Houtbaai is so 'n plek waar daar die ekonomiese sabotasie plaasgevind het, om ons mense hier vanaf uit te forceer, uit hierdie gebiede wat hulle die ryksman se speelplekke wil maak. Baie Russe en Germans het hier kom grond koop. Die bil in wetgewing wat Ramaphosa geteken het teen Calitz verwerk, is al lankal in werking. Dit is alreeds nog steeds 'n oortreding van die grondwet, soos die grondwet judgment binne in die bewaarders se saak oor employment equity was nog nooit toegepas deur die ANC regering en die staats nie. Dit is die ekonomiese sabotasie wat plaasgevind het. En die het hulle nou in topgear. Hulle het 'n radverwisseling geneem om ons mense self te vervreem. Kyk, hoe word die goedes aan die brand gesteek. Op al die huise wat nou klaar gebou is, word die minister van Human Settlements geforseer om huise uit te deel, ten koste van die inboorlinge. Ons kan nie meer daarmee saamlewe nie. Die beroep in almal vandag, kleerlingpersone, erfgename van die trust, dat ons beklei vir wat ons sin is. Ondersteun die 1 miljoen vryheidsmags. Ondersteun die inboorling vryheidsbeweging. Die Aborigine Freedom Movement, asseblief ondersteun dit. Ons sal kennis gee vroeg in 2025 dat ons hierdie vryheidsmars sal het plaasvind. Mense wat nie gaan kom Kaap toe nie, loop op jou dorp na die wetgewer toe. Die Colored Persons Communal Land Trust is eiendomsreg. Dit is ook so verklaar in die grondwet. En Ramaphosa moet weet, die bedrog wat hy in Roofmeyer gelei het, die openbaring van wet 94 van 98, die bedrog en roof van ons mense besitreg en eiendom. Geen politieke party het grond of land nie. Ja, hulle het reg gekry om politieke mag te kry wat hulle omkeer in 'n statutêre mag, in 'n statutêre reg vir hulle om te doen wat hulle wil. Ons het nie geweet van die trust. Maar baie duidelik is die bloedspoor van roof, bedrog en verdrukking. Die Afrikaners het die trust op 'n manier bedek en weggesteek. Maar die gulsigheid en die arrogansie van die ANC-regering en die politieke leiers het die trust vir ons as 'n volk geopenbaar binne wet 94 van 98. Wat hulle gedoen het, dat ons fokus weggehaal
omdat hulle konflik uitgebuit het tussen die kleerling bevolking en die Afrikaners om ons kwaad te hou. Maar in die ander tong sê hulle, die kleerling trust is kolonialisme. Dis leens, dis 'n treaty agreement voordat die apartheid government 'n republiek kan verklaar het. Die ANC lieg en al die politieke leiers lieg. Die nasionale party het nie die trust opgestel nie. Die nasionale party soos die ANC het alles gesteel wat in hierdie trust saamgevat is. En daarom vanmiddag vra ek die ondersteuning van almal. Reg oor die land, kleringpersoon, kleerlingjeug. Ons het geen keuse om ons te beklei vir ons eie bevryding, soos die trust dit bepaal. Die genocide teen ons mense en teen die Bushmans, volgens resolusie 435 wat daar plaasgevind het. Die 1 miljoen vryheidsmars, vroeg in 2025 sal ek kennis gee. Mag jy 'n mooi dag hê.